Alles lieber. Ja. Ja, ons kyk ons. Ek weet nou nie, dis alles liewer wat ek vooraf sal opgesit het. Ons vra verskoning, Johannes om een of ander rede laat. Ons skriba wat die rekenaar het. So, ons kan nog nie vooraf saam sing nie, want ons het die vooraf sang is uit die liedboek. En ons het nie liedboeke nie. So, dis te min. ja. En daar is ook nie 'n manier waarop my kerk met die rekenaar kan kommunikeer dat ons dit kan van hier af projekteer. So, sal maar so 'n bietjie geduld moet gebruik vir môre asseblief.
Sorry, man. Goeiemôre broeders en susters. Baie kerke groet die mense op hierdie dag soos ons met Kersfees sê, geseënde Kersfees, groet hulle mekaar met die Heer het waarlik opgestaan. Dis die vreugde boodskap waarmee ons vandag is. Ons wag nou nog, ons hoop net Johan kom veilig. Ek weet nie hoe hy vasgehaak nie, maar dan sal ons die program ophef vir die sing. Ons kollekte onder die diens is vanmôre vir die Bolandse Bedieningsfonds by die deure vir die studentekas, vir die teologiese studente. En daar is nie, sover ek nie, daar is 'n Bybelstudie in Plet, donderdag. Maar nie by Sedge of Nysna nie, daar is ook nie katekisasie in die lig van die lang naweek nie, en ook nie die privaat skole het 'n midtime of 'n midterm break. Hulle, so daar's ook nie belydenislas hierdie week nie. Ek het nou nie gekyk na die verjaardag nie. Christine verjaar. Baie geluk. En is daar nog verjaardag hierdie week? Amira, ja, van Herwal. Almira. Baie geluk aan hulle. Is daar nog iemand? Is dit net die twee? Ons kan solank die seënbede vir hulle sing asseblief. Ons doen dit sit en listen. Ons wil maar so lank dan 'n paar ander psalms saam sing wat ons uit die psalmboek kan sing terwyl ons wag dat Johan kom. So vooraf Psalm 16. Vers 4 en 5, wat met die sekerheid van die lewe saamgaan. Vers 4 en 5, Psalm 16.
ook deur die donker doodsvalleie, sodat ons uiteindelik die vooruitsig het om by die tafel van die Here te kom, by die groot oorwinningsbruilofsmaal wat hy vir ons in gereedheid bring aan die einde van die tyd. So kom ons sing vers 2 en 3 van Psalm 23. Is nou in 'n toonsoort wat ek nie aangewoond is nie, hoor. O, ekskuus, sal dit Ek kan probeer, maar julle moet verskoon as ek foute maak, hoor. kyk. Ons sal dit reg sing. Is reg. Oeh, sien. Psalm 116. Kom ons sing vers 1, 2, 5, 7. Oh
Kom ons sing, terwyl hy opstel, Psalm 118. Psalm 118, ons sing vers 3, die Here wat red uit die doodsgevaar, vers 11, die steen wat vir ons die hoeksteen is, en dan vers 12, dit is die dag wat deur die Here gekies is. Vers 4, 11 en 12. Eers is 3 vers 12 ook. Ons gaan maar die ander goed nie nou sing nie. As julle na die tyd lus is, dan kan ons dit doen. Maar ek dink ons begin met die erediens. Ons nader voor die Here met Psalm 71. Ja, daarmee wat ons vertroue in die Here uitsing, die genade ook
U het beveel dat ek sal lewe, en ek leef, o groot ontfermer. U wat my toevlug is en my beskermer. Ons sing vers 2, 9 en 14, Psalm 71, ons kan maar staan terwyl ons dit sing. Antwoord, ons groet met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing lied 345, vers 3 en vers 4, daarna bely ons saam ons geloof, en dan sing ons uit skrifberuiming 5:4, vers 1, 2, 3 en 6.
bely ons geloof met die belydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het van na die hemel opgevaar, en hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons lees daarom ook die gebed van die Here nie om daaruit die oordeel te ervaar nie, want dit het ons Here Jesus gedra, maar sodat ons dankbaar lewe, nuut lewe vanuit die opstanding van ons Here Jesus Christus, vanuit die verlossing. Want die Here het deur die verlossing het hy met ons sy verbond vasgemaak, herbevestig, dat hy met ons in 'n verhouding wil wees. In Exodus 20 en Deuteronomium 5 staan die verbond voorop. Die Here het met ons 'n verbond gesluit. Dis vanuit die verlossing. En daarom ook die samevatting van die wet in Deuteronomium 6, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê, met al jou krag. Dis wat
ons in die nuwe verhouding met die Here doen, is om te doen wat hy wil hê uit liefde. In die eerste plek vir hom, maar ook vir my naaste, want jy moet jou naaste lief hê soos jouself, want ek is die Here. Vanuit die verlossing mag ons nie ander gode voor die Here se aangesig hê nie, of naas hom hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n God maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besittelike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een of hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie. Ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. En dan die begronding waarom ons ook die rusdag op die eerste dag van die week vier. Die opstandingsdag vanuit die verlossing. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was en dat die Here jou God jou met 'n sterk hand en uitgestrekte arm daaruit gelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier, om die verlossing te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied soos die Here jou God jou beveel het, sodat jy lank kan leef en sodat dit met jou goed kan gaan op die grond wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf en sy slavin, sy bees en sy donkie, of enigiets wat aan jou naaste behoort nie. Omdat ons gedryf word om hierdie dinge te doen uit liefde, kom ons sing ook van hoe die Here se liefde ons dryf uit Lied 334. Ons sing al 4 die verse sittende saam. Almagtige God en Vader, ja, ons dankie dat ons voor U kan buig, juis deur U liefde vir ons.
U wat ons eerste lief gehad het, U wat ons in U liefde toegevou het, en U genade verlos het. Ons dank U, Vader, dat U aan ons gewys het hoe ware liefde lyk. Dat U ter wille van ons, sodat ons U kinders kan word, U Seun na hierdie wêreld gestuur het. En U raadsplan vir ons verlossing beskik het. En dit so bestuur het dat ons deur U Seun verlos kan word. Ons dank U, o Seun, dat U in gehoorsaamheid en in liefde U troon verlaat het. Kom mens word het. Kom een word het met ons. Ons skuld en oortreding op U kom neem het. In ons plek aan 'n vloekhout kom hang het. Here, kan ons ooit werklik die volle omvang van dit wat U vir ons gedoen het begryp, dit deurgrond, dit werklik verstaan. Dit gaan soveel ons verstand te bowe. Daar is vir ons dit wat ons beleef in hierdie mensheid en in ons eie harte, gaan dit teen alles in wat die sondige mens is. Om so onvoorwaardelik lief te hê, so ten volle alles te gee, ter wille van ander. Dit het U gedoen in volmaaktheid. Ons dank U, Here, dat ons kan leef vanuit U opstandingskrag, vanuit die nuwe lewe wat U vir ons wek op grond van U oorwinning oor die graf en dood. Ons dank U, o Heilige Gees, dat U dit wat vir die wêreld dwaasheid is, dit wat onbegryplik is, dat U daardie waarheid in ons harte kom skryf het. Deur U werking ons lewend gemaak het, ontvanklik gemaak het vir die evangelie woord, die geloof in ons gewerk het, U wat ons dan ook vanoggend hier saambring, deur U werking in ons lewe. O drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U wat al hierdie werke in eenheid gedoen het en steeds doen, U die enige ware God. Ja, aan U alleen kom al die lof toe, al die eer, al die aanbidding van ons harte. En ons bid U, o Here, lei ons deur U Gees om werklik te verstaan en te groei in ons aanbidding en ons lof, te groei daarin om waarlik te lewe tot U eer. Lei ons dan ook deur U woord met U wysheid. Laat dit vir wat ons ook lees, vir ons waarheid wees tot U eer. Amen. Ons lees uit die woord van die Here uit twee gedeeltes. Die eerste deel is uit Levitikus 23, en dan uit 1 Korintiërs 15. Levitikus 23 gee vir ons die
voorskrifte vir die feeste wat die Here voorgeskryf het. Al hierdie feeste wat in Christus ook vervul is. Die heel eerste van die feeste het ons 'n paar maande terug stilgestaan, want in die eerste verse word vir ons gesê dat die eerste en belangrikste fees van al die feeste is die Sabbat, die onderhouding van die Sabbat en om dan ook heilige byeenkomste te hê. En ook die Sabbat wat in Christus in totaliteit vervul is. Opmerklik hoe dat hy juis die Sabbat in die graf rus. Nadat hy die versoeningswerk afgehandel het, wat hy die Sabbat ook vervul deur te rus, voordat hy die Sondag met die herskepingswerk begin. Maar ons wil, daarna word vir ons die Paasfees aangedui, wat hy ons baie ook weet hoe hy die Paasfees vervul het, in die eerste maand, op die 14de van die maand, wat die Paasoffer geslag moet word, en dan van die 15de af, wat die ongesuurde brode geëet moet word, en die eerste dag van daardie fees, wat dan ook soos 'n Sabbat is, wat heilige byeenkomste wat daar moet wees op die 15de van die maand Nisan. Maar dan wil ons besonderlik by vers 9 en verder stil staan vanmôre. 'n Vervulling in Christus wat ons nie altyd raak sien of aan aandag gee nie. Vanaf vers 9, die Here het vir Moses gesê, praat met die Israeliete en sê vir hulle, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee, en julle die graanoes insamel, moet julle die eerste gerf van julle graanoes na die priester bring. Hy moet die gerf voor die Here aanbied. Die ou vertaling is 'n beweegoffer aanbied, dat dit tot julle voordeel strek. Op die dag na die Sabbat moet die priester dit aanbied. Op die dag wanneer julle die gerf aanbied, moet julle 'n jaar oud lam sonder gebrek as 'n brandoffer vir die Here bring, met die bepaalde graanoffer van 2/10 van die eva gesifte meel met olyfolie gemeng as 'n offergawe aan die Here, 'n geurende offer, as ook 'n bepaalde dankoffer van 'n kwart en wyn. Is nou al hierdie ander voorskrifte ook, maar die belangrike dat op die Sondag binne die Paasfeestyd, na die Sabbat wat binne die Paasfees val, die dag daarna, met ander woorde die Sondagoggend, moet hierdie graanoffer gebring word voor die Here. Dit was die eerste gerf van die graanoes. Want die Paasfees was nie net 'n verlossingsfees nie, maar dit was ook 'n oesfees. Daar is ook vasgehou aan die Here se versorging, nie net op geestelike terrein nie, maar ook liggaamlike terrein. Dat hy sorg ook vir die brood wat nodig is vir die daaglikse bestaan. Vir die Jode was hierdie graanoffer wat gebring word ook 'n baie belangrike offer. En hulle het om daardie eerste graangerf wat die begin is van die graanoes, om dit vroegoggend te kon aanbied, het hulle dit al die vorige aand gaan sny en dit by die tempel in gereedheid gehad. Onthou die Joodse dae begin in die aand wanneer die son ondergaan. Die dag strek van sonsondergang of tot die volgende dag sonsondergang. So in die skemer na die son gesak het, wat die
Sondag dan vir die eerste dag van die week dan aangebreek het, dan het hulle hierdie gerf gesny en dit na die tempel toe gebring en die oggend met sonsopkoms, dan is hierdie gerf graan voor die Here geoffer. Dit het die hele oes verteenwoordig. Daarvandaan af is die dae getel tot by die Pinkster 50 dae later, wat ook op 'n Sondag val, wanneer hulle die afhandeling van die oes gevier het, deur dan die klaarprodukte te offer. Hier aan die begin, die eerste gerf met Pinkster, die brode en so aan wat gebak is met daardie graan. So, dit was die eenheid ook van die oes. En Christus wat dan ook op die tyd wat hierdie eerste graangerf geoffer word, opstaan uit die dood. En dit lees ons dan in 1 Korintiërs 15, as die eersteling van die oes, as die eersteling, daar word dieselfde woord gebruik, wat gebruik word vir die eersteling van die oes, waar hy graangerf, as dit nou in Grieks vertaal is, in die Hebreëus, hy is daar die eerste gerf, kan ons maar sê, die begin van die volle oes, van die wat uit die dood opstaan. Kom ons lees dit uit 1 Korintiërs 15. Ek gaan 'n paar verse lees van vers 3 af. Want die wesenlike wat ek ontvang en ook aan julle oorgelewer het is, Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Nou hierdie skrifte is nog nie die Nuwe Testamentiese geskrifte nie. Dit verwys na die Ou Testament, die beloftes wat bepaal het dat dit so moet gebeur. Dis ook nie ondowenete dat die Here ook vir Israel dit as 'n opdrag gegee het om juis op daardie datum die graanoffer te moet bring. Christus het alles vervul wat in die wetgewing is. Dis opmerklik as 'n mens gaan kyk, elke ding wat voorgeskryf was, het 'n rede gehad wat op Christus gedui het. En ook hierdie graanoffer word in hom vervul, in sy opstanding uit die dood. Dit was ook 'n afskaduwing van dinge wat dieper lê as bloot net die oes wat andersins amptelik ingesamel is. Dit was so bepaal, dis so volgens die skrifte, dis hierdie aanhaling ook dan in die geloofsbelijdenis van Messia, wat ons net nou bely het. Dis hierdie wat aangehaal word daar, hy het opgestaan volgens die skrifte. Bedoelende, soos wat dit bedoel was, soos wat dit bestem was, soos wat dit geprofeteer is ook, in die Ou Testament, ook in die rites en seremonies van die Ou Testament. En hoe weet ons, hy het opgestaan, hy het aan Sefas verskyn, en toe aan die 12, en daarna aan meer as 500 broers te gelyk, en so word verder beskryf hoe Christus, die opgestane Here, homself aan mense vertoon het. Dan lees ons vers 12. Maar as Christus verkondig word dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar dan geen opstanding van die dooies is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinloos en ook julle geloof sinloos. Boonop word ons as valsgetuies vir God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy dan nie opgewek het nie. As dit so is, dat dooies nie opgewek word nie. Want as dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof vergeefs
en is julle steeds in julle sondes. Dan is ook diegene wat in Christus ontslaap het verlore. Indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis, die eerstelingsoffer. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van die dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal wat in Christus is lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde, as eersteling Christus, daarna met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Ons lees net tot sover. Hierdie hele hoofstuk gaan oor die opstanding. Ons kan nie op al die detail daarvan ingaan. Maar die opstanding van Christus, so 'n kardinaal belangrike verkondiging en deel van ons geloof. Van die Bybelstudiegroepe is met Handelinge besig in Bybelstudie. En as mense in Handelinge ook sien, aan mekaar in die verkondiging in die vroeë kerk staan die verkondiging van Christus wat opgewek is uit die dood. Baie sentraal. Gedurig deur kom dit daarna toe terug. Christus het opgestaan uit die dood, daarom is daar vir ons hoop. Daarom is daar vir ons lewe. Daarom kan ons glo, daarom het ons uitsig op die heerlikheid. Dus Paulus het hier stel, as Christus nie opgewek is uit die dood nie, dan het alles wat hy gedoen het vir ons geen betekenis gehad. Dan het hy betaal sodat ons na die dood nie hel toe gaan nie, maar dan was daar ook geen lewe nie. Die enigste voordeel sou net wees, ten minste sal my siel nie in die hel swaar kry nie. Maar dan was dit die einde. So word dit vir ons verkondig. Christus moes uit die dood opstaan sodat ons die lewe kan hê. Hy is die eersteling. En hy het liggaamlik uit die dood opgestaan. Hy sit in sy liggaamlike liggaam, sit hy aan die regterhand van die Vader. Hy het so na die hemel opgevaar, in sy mensheid ook. Hy verteenwoordig ons as mense. Hy is nie maar net op die troon omdat hy God is, want dit was hy altyd. Maar die wonderlike is dat hy nou ook in sy mensheid daar is. Dit wat hy kom doen het, is vir ons daar die voorpunt. Dis waarheen ons ook op pad is, na die heerlikheid. Om opgewek te word, ook liggaamlik uit die dood. Ja, ons bely dit. Maar is dit vir ons 'n werklikheid? Soos Paulus ook hier sê, daar is so baie wat verkondig dat Christus nie werklik uit die dood opgestaan het. En dat daar nie 'n liggaamlike opstanding uit die dood is ook vir die res van ons. Hy sê as daardie ding waar is, dat daar nie vir ons 'n opstanding is nie, want Christus ook nie opgestaan. Want as dit onmoontlik is om uit die dood opgewek te word, dan was dit vir hom ook onmoontlik. Hier sê hy ons geloof staan daarin dat Christus het uit die dood liggaamlik opgestaan en ons gaan ook liggaamlik opstaan. En die vraag is, glo ons dit werklik? Is dit vir ons 'n werklikheid?
En dit is waarom die praktyk daar is om te verkies dat iemand begrawe word. Daardie geloof dat die liggaam ook vir God belangrik is en die liggaam ook uit die dood gaan opstaan. En baie keer is die gedagte, ja, dit gaan nie oor my siel. My siel wat gered moet wees. My siel wat gered is en by die Here is. Die Bybel verkondig 'n fisiese, letterlike opstanding uit die dood. Ja, natuurlik is hy nie uiteindelik in daai opstanding ook afhanklik van die materie wat ek nou het nie. Daai verheerlikte liggaam het ook soveel nuwe kwaliteite. Maar daar is iets van geloof in, om vas te hou daar. Daar is 'n liggaamlike opstanding uit die dood. En ons raak afgestomp daar. Vir baie mense net goed om te weet, my familielid is by die Here. Maar dit is so 'n vaar sielsbestaan. Christus se opstanding verseker vir my liggaamlike opstanding. Hy is die begin van die volle oes van mense wat liggaamlik opstaan uit die dood en so ewig lewe in verheerlikte liggame. Die verkondiging vandag. Here Jesus Christus het waarlik opgestaan. Hy het alles van die wet het hy vervul. Alles wat oor hom verkondig is in hom vervul. En daarmee het hy ook vir my die ewige heerlikheid oopgesluit. Daarom kan ek leef vanuit die opstanding van Christus, nou al reeds nog nie in die volheid daarvan nie, maar alreeds voluit in die diens van die Here. Lewend gemaak, maar met die vooruitsig dat die Here dit nog gaan verder voer, om my ook te bring by die heerlikheid waarin Christus is. Die opgestane Here, dat ek gelyk gaan word aan hom. Nie wat sy godheid betref nie, maar wat sy liggaamlikheid aanbetref, sy mensheid. Om soos hy verheerlik te wees, ook in my liggaam. Wat 'n vooruitsig. Mag die Here ons lei, dat die sekerheid van die opstanding maak dat ons voluit en met hoop lewe. Amen. Here ons almagtige God en Vader, dankie dat ons reeds as lewende mense voor U kan staan, mense met die ewige lewe het, op grond van die opstanding van ons Here Jesus Christus. Maar dankie Here dat ons ook met hoop kan lewe vir die toekoms, met vooruitsig kan lewe van die volmaaktheid wat U vir ons voorbeskik, die heerlikheid wat U vir ons weggelê het. Dankie Here dat ons te midde van liggaamlike veroudering en verswakking, te midde van siekte en dood en swaar kry op hierdie aarde, die lyding wat ons hier ook so dikwels nog ervaar, dat ons te midde daarvan met hoop kan lewe, met uitsig kan lewe en vorentoe kan kyk na die heerlikheid wat U vir ons weggelê het. Waar ons voluit in heerlikheid kan mens wees en voluit lewe. In hierdie wêreld waar die opstanding so dikwels bevraagteken word, Here, wil U die waarheid
van die werklikheid van die opstanding in ons harte vasmaak en dit ook in hierdie wêreld laat uitdra. Dankie Here dat ons vanuit die oorwinning kan leef. Dat U kerk te midde van die beproewing van hierdie wêreld triomferende kerk kan wees. Dat ons as meer as oorwinnaars kan leef in die krag van ons Here Jesus Christus. Vergewe ons Here wanneer ons die opstandingskrag in ons onderdruk. Ons ou natuur toelaat om dit te wil oorheers. Hy ons Here dat die nuwe mens in ons al meer die oue sal verdryf. Ons sal leef in heiligmaking om al meer te wees wat U ons gemaak het in Christus. Nuwe mense. Nuwe mense wat op pad is ook na die volheid van die heerlikheid. Deur ons Here Jesus Christus, ons koning en verlosser, die opgestane Here, kom aan U al die lof toe, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons offergawes. Ons sing lied 464, vers 3 en vers 4. Die seun word mens. In ons gebroke wêreld kom vestig hy sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding ook vir my. Maar daarom dat ons vorentoe leef ook, U maak ons deel van al die grootse werke. U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom, en kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom, ook liggaamlik nuut die heerlikheid waarop ons wag, vers 3 en 4. Christus.
Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Lyk my nie so. Sorry.